Ek hoop nie julle is haastig vandag nie. Daar sê, dankie. Die grootste man sê nee, ons is nie haastig nie, soos hy sê ons is nie haastig nie. As jy voel dit raak bietjie ongemaklik op die plastiese stoel, hier is kussentjies, skryf jou so lank ene. Ons gaan vandag lekker lank kerk hou. Ek hoop so. Matteus 25 vanaf vers 14. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente en die ander ene 2 en die ander ene 1, elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het self ook 2 ander verdien. Maar die ou wat 1 ontvang het dit in die grond gaan begrawe en die geld van sy heer daar in die grond gaan wegsteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek die 5 ander talente daarby verdien vir u. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van die Heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van die Heer. En die een wat 1 talent ontvang het, kom en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai, waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak, waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan, en u talent in die grond weggesteek. Hier is nou, wat aan u behoort, terug. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet, ek maai waar ek nie saai nie, jy het geweet, ek maak bymekaar waar ek nie uitgestrooi het nie, daarom moes jy my geld ten minste net by die geldwisselaars gaan ingee het, en dan sou ek met my koms, my geld met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, sê hy, en gee dit aan die een wat 10 talente het. Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, van hom sal dit ook weggeneem word, ook die bietjie wat hy het. En werp die nuttelose dienskneg in die buiteste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Nou daar was 'n man, 'n predikant, Clovis Chapel. Hulle sê omtrent so 'n eeu gelede, wat graag die verhaal vertel het van 2 wielstoombote. Julle ken daai stoombote daar op die Mississippi rivier met daai groot wiele hier agter. Hy vertel die storie van die 2 bote. Hulle het so van die een hawe na die ander hawe toe gevaar. Hulle het so langs mekaar gevaar. En die 2 het so aanmerkings oor mekaar se bote gemaak. Julle weet mos so Suzuki en die Kawasaki ouens, né? Hulle het mos altyd so aanmerking. En die 2 het groepe het begin aanmerkings skree vir mekaar. En is nie lank nie, toe daag die 2 klomp matrose mekaar uit vir 'n wedren na die hawe toe. En julle weet mos hoe's mans. Wanneer was die eerste bike races? Toe die tweede bike gebou is. Dis mos hoe manne is. En hierdie matrose het mekaar gechallenge en hulle gat. Die wedren begin. En die een boot het begin spoed verloor en agter geraak, want hulle het nie genoeg kole gehad vir die wedren nie. Hulle het genoeg kole gehad om tot by die volgende hawe te kom. Maar nie genoeg vir 'n wedren nie, want nou moet jy mos nou 'n bietjie ekstra kole brand. En hulle boot het meer en meer begin agterraak. En die matrose het die vrag van die skip gebruik en in die vuur gegooi vir meer stoom en meer spoed. En die ander matrose het ook gesien, maar hierdie vrag werk lekker. Die boot vang spoed. En hulle het ook begin
En hulle gooi die vrag en hulle dra alles aan, gooi dit in die oonde en hierdie bote en hy gaan en hy begin inhaal. En hy's eerste oor die wendpad. Oor die wendstreep. Hierdie vrag was hulle verantwoordelikheid om dit veilig by die volgende hawe te bring. Maar hulle het daai vrag verbrand om die resies te wen. Ja, hulle het die resies gewen, maar hulle het nie 'n vrag gehad om af te laai nie. Wat 'n beloning dink julle het hierdie matrose gekry? Dink julle die baas het gesê, "Hey, well done manne. Awesome, great. Julle het nou wel nie die vrag ingebring wat vir ons geld inbring en ons almal se salarisse betaal nie. Maar moenie worry nie. Julle het daarmee reisies gewen." Ek dink nie dis wat daai ou sou gesê het nie. Ek dink aan 'n paar ander woorde wat 'n matroosbaas sou gebruik het om vir daai manne te vertel wat hy van hulle gedink het. Nou kom ons bring die storie bietjie nader aan onsself. God het aan elke ene van ons 'n vrag toevertrou. Ons kinders, ons lewensmaats, ons vriende, mense wat oor ons pad kom, en so kan ons maar aanhou en kan ons nog noem wat ons verantwoordelikheid is, wat die Here van my en van jou verwag, ons moet omsien en toesien dat hierdie vrag veilig hulle bestemming bereik. Wat doen jy, wat doen ek met die vrag wat die Here aan ons toevertrou het? En dit is nou vir oggend vir Willie en Mignon, sy is my hoor daar, sy my sien. Ons gaan hulle dogtertjie inseën en toewy aan die Here. En dis waar dit gaan, Willie. Daai vrag wat die Here vir julle gegee het. Nou dit wat die Here aan ons toevertrou het, ons kinders, is seker die belangrikste vrag wat ek en jy moet seker maak. Kom saam met ons en gaan saam met ons eendag die ewigheid in. En dit begin om jou kind saam te vat na die ewigheid toe, begin met dit wat jy vandag doen. Is om vir Tianay toe te wy aan die Here. Dit begin by toewyding, dan sluit dit in bekering. Daar is die gebruik van die nagmaal. In die huwelik, die verbond tussen 'n man en 'n vrou. Hierdie is alles dinge wat vir ons daas op die pad, om saam met die Here te stap, om seker te maak, dit wat aan ons toevertrou is, gaan eendag saam met ons hemel toe. Vanoggend is nie net 'n seën en 'n bietjie olie sit op 'n voorkoppie nie. Dis baie meer as dit. Vanoggend kom staan die ouers voor die Here, voor ons, maar ultimately voor die Here. En hulle gaan 'n paar dinge verklaar, en hulle gaan 'n paar commitments maak vanoggend. Dit is nie net 'n goedkoop ritueel wat ons doen nie. Ons het hierdie dinge wat die Here oor ons pad gebring het ons so begin goedkoop maak. Dis soos nagmaal. Ons kap maar net 'n nagmaaltjie. Nee, daar's soveel meer as dit. Die dieper betekenis, 'n huwelik. Ag, ons trou maar net. Nee, 'n huwelik is 'n verbond tussen 'n man en 'n vrou met God. Daar's niks meer bindend as 'n verbond nie. Dit is heilig voor die Here. Ag, en ons trou maar net in oor 'n maand, ag, dan is ons nou klaar met mekaar, ons is moeg en ons beweeg maar net aan. Nee. 'n Huwelik is heilig. Dit is 'n verbond wat gesluit word tussen 'n man en 'n vrou, 'n inseëning, 'n toewyding, 'n bekering, 'n doop. Dis ernstige dinge. Ons het dit net begin goedkoop maak. Dis ernstige dinge hierdie. Nou die skriftuurlike wortels vir kindertoewyding vind ons in 1 Samuel 1 vanaf vers 27.
Ek het die Here gevra om my hierdie kind te gee en hy het my gebed verhoor. Nou gee ek hom terug vir die Here en hy sal lewenslank aan die Here behoort. Ons vind hierdie gebruik ook in die Nuwe Testament in Lukas 2 na die geboorte van Christus, toe sy ouers hom aan God kom toewy het. Selfs Jesus was toegewy aan God. Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 vertel vir my en vir jou as ouer hoe om ons kind groot te maak. Daar staan, luister Israel, luister Willie, luister Mignon, luister elkeen wat hierso sit. Die Here is ons God, die Here is een. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag, met alles in jou, moet jy die Here lief hê. Nie Sondag nie een Sondag 'n maand nie, met alles in jou, moet ek en jy die Here lief hê. Jy moet jouself heelhartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Herhaal hierdie woorde oor en oor vir julle kinders. Praat daaroor by die huis en wanneer julle op pad is, wanneer julle lê of wanneer julle opstaan. Bind dit op julle hande as 'n herinnering en dra dit op jou voorkop. Dit beteken jou handel, jou wandel, jou transaksies, dit wat jy doen, dit wat jy werk, jou hande. Wat sê dit? Dien ek die Here of dien ek nie die Here nie? Is ek skelm? Is ek hier onder deur die tafel met dinge? Hoe dien jy die Here? Met jou lewe, met jou hande, met jou werk. Dra dit op jou voorkop. Hoe is jou gedagtes? Wat dink jy? Wat is in jou gedagtes aan die gang? Want wat hierin is, kom hier uit. Gaan jou kind die Here sien in jou? Of gaan die kinders sien, nee, papa en mamma laai ons daarom af Sondag by die kerk. Hulle gaan nou self die kerk toe, maar hulle het seker nou al genoeg kerk toe gegaan in hulle lewe. So hulle weet seker nou alles en hulle en die Here seker al so met respek gesê. Is dit wat die kinders sien? Of gaan hulle sien, my pa en my ma is Godvreesend. Hulle en die Here stap 'n pad. Hulle gedagtes, hulle woorde, hulle wandel, hulle werk, alles wat hulle doen, verheerlik die Here. Dis wat die Here verwag van my en van jou as sy kinders, as ons as ouers. Al staan dit, skryf dit op die deurkosyne van jou huis en jou poorte. Wat is by jou huis? Wat kyk jy op die TV? As hulle so luister, wanneer is daar nie my God van wie hulle praat nie. Bog man, ons almal weet van wie hulle praat. Ons almal weet wie hulle probeer verneder. Dis ons God. Dis ons Jesus. Wat gaan in jou huis aan? Wat staan op jou poorte? Nee, lekker, hier word ons dronk en ons het al hierdie swingparties en skewe staffe. Ons kyk allerlei rabbies op TV. Wat gaan in jou huis aan? Wat 'n voorbeeld is jou huis vir kinders? Nou God plaas mense in plekke op die kind se pad om die ouers te help, om kinders geestelik te versorg. Jy hoef dit nie alleen te doen nie. Daar's mense wat die Here oor julle pad sit. Daar's mense wat die Here oor elkeen van ons se pad sit. Maar die eerste tree wat ons doen is om in die publiek te bely dat ek die liggaam van Christus, dat ek die gemeente nodig het om dit te kan doen. Om te sê, gemeente, boeties, sissies, help my. Help ons. Nou ons doop nie kinders nie. Want ons glo 'n persoon moet eers self tot geloof in die Here Jesus kom, die Here Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, en dan doop ons deur onderdompeling. So ons wy kinders toe, ons seën kinders in. Mignon, wil jy saamkom? Wil ek kom staan julle twee hierso voor my asseblief? Is daar nog iemand wat julle wil hê moet by julle kom staan? Nee. Matteus 19:13, toe bring hulle kindertjies na hom, dat hy hulle die hande sou oplê en bid, en die disippels het hulle bestraf, maar Jesus sê,
Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want aan sulkes, aan die kindertjies, behoort die koninkryk van die hemele. Deurdat julle wat jy aan my gebring het om ingeseën te word, bevestig julle geloof as Christene. Met ander woorde, julle bely en julle erken dat Jesus Christus julle verlosser is. Maar ook is dit julle begeerte dat sy van kleins af vir God sal ken en sal volg, en dat sy sal lewe en sal sterwe eendag as 'n Christen, sodat sy ook die ewige lewe sal met Christus kan beerwe. Ja. Nou vir hom hierdie wonderlike ewigheid en die heerlikheid saam met God te beerwe, is dit julle plig as ouers om haar vroeg reeds die vrees van die Here aan te leer en seker te maak sy ken ons verlosser. Dis een van die grootste voorregte om jou eie kinders na die Here toe te kan lei. Dis 'n blessing en is spesiaal en is belangrik dat julle twee dit doen ook. Die inseëning gaan daaroor nie, dit gaan nie daaroor dat sy die hemel moet beerwe nou en ons het haar nou afgeseël en sy is nou geseën en sy gaan die hemel toe nie. Nee, dit bly julle verpligting as ouers om haar te leer van die Here. En julle maak beloftes ook in daai rigting vir oggend om te sê julle gaan dit doen. Dis belangrik. Julle moet kyk na haar opvoeding. Julle moet kyk na haar vriende. Julle moet haar vriende ondersoek. Kyk is hulle legit. Ja, jy gesels lekker vir oggend, nê? En jy trek hy gesiggie. Doopie. Sorry. Dankie. Dis belangrik dat julle sal voorsorg tref dat sy nie op 'n dwaalspoor gelei word nie. Nou hoe gaan jy ken net 'n dwaalspoor as jy die regte pad ken? Jy gaan net 'n vals noot kan herken as jy weet hoeveel 'n regte R100 gaan, jy weet hoe se fake een, jy gaan hom sien. Jy gaan hom voel. So dis belangrik dat julle twee die pad moet ken. Ook. Dis belangrik dat julle twee sal seker maak dat haar fokus van kleins af op die woord van God sal wees. Dis belangrik dat julle sal seker maak haar voete ken die pad na die kerk toe. Sy is welkom, sy weet waar die huis van die Here is. En dis belangrik dat julle alles binne julle vermoë sal doen om haar groot te maak in die vrees, die bewondering en die liefde van die Here. Beloof julle twee om dit te doen met die hulp van die Here. Nou, ek het vir oggend toe, wol ek gou daar in die huis, en ek gaan ruk gou salfolie uit, want ons het 'n paar verskillendes, en hierdie ene is een wat ons in Israel gekoop het, toe ons laas jaar daar was, en ons het nog nooit gebruik nie, en ek het nog nooit regtig gekyk het op die boksie staan nie. En ek het gekyk en ek het gesien is Queen Esther anointing oil. Nee, awesome. Toe gaan Google ek gou. Wat is hierdie anointing oil? Nou die Esther anointing, ek gaan dit nou maar in Engels doen want ek sukkel om vinnig te vertaal. Gives you the keys to Esther's success, including the qualities that make women great. A power of influence and the key to finding God's favor for assignments. Dit is Esther. En ek het nog so op 'n ander plekkie gaan kyk en wat hulle ook sê, die Esther anointing gaan daaroor, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Soos Esther, maak nie saak wat in jou verlede was nie, maak nie saak waar jy geboelie is nie, maak nie saak wat nie. Die Here kan jou kragtig gebruik. En die Here het ook op my hart gelê wanneer ons klaar is na die diens, 'n paar vrouens asseblief, as jy voel, manne as jy voel, ons moet jou vrou salf en vir haar bid, kom saam met haar. As die vrouens dit alleen hierso is, Deedrey, die Here het op my hart gelê om vir jou te salf. Met dit, asseblief, na ons afgesluit het, kom asseblief vorentoe dames, dat ons saam met julle bid en vir julle salf ook. Nou ek wil hê jy moet daar vas, omdat jy die hoof van die huis is. Ja,
Lekker. Tianay, ek salf u in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. En Here, so baie dankie vir hierdie pragtige kleindogtertjie, 'n geskenk, 'n gawe, 'n blessing so uit u hand uit. Here, ek bid dat u vir haar sal beskerm, dat u vir haar sal in haar jong dae, dat u vir haar goeie vriende sal gee, dat u met haar sal wees, dag vir dag, tree vir tree, dat u hand oor haar sal wees. Ek bid, Here, vir Willem en Mignon, Here, dat u vir hulle wysheid sal gee, dat u vir hulle sal help om haar te lei tot 'n verhouding met u, Here, dat sy sommer jonk in haar lewe al vir u sal ontmoet. En ook, Here, dit wat ons nou gespreek het met hierdie Esther anointing, bid ek oor haar. Ek bid, Here, dat sy 'n vrou sal wees, sommer 'n dogtertjie al van invloed, Here, sommer vroeg in haar lewe al, dat sy invloed sal hê, dat sy sterk sal wees, Here, dat sy 'n slag sal slaan vir die koninkryk, Here, dat sy 'n powerful vrou sal wees vir u, Here, kragtig sal wees vir u en vir die koninkryk. Dankie vir die genade en dankie vir die guns, Here, ons seën vir haar in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen en amen. Waar sy? Daar is vir julle so ietsie om te herinner. Sterkte julle. Daar sy bless julle hoor. Daar sy julle. Is dit nie great om deel te wees van sulke goeders nie en te sien hoe die Here werk nie? Dis fantasties. Ons eer die Here daarvoor.